Kom ons bid. Vader in Jesus Christus naam wil ons vanoggend kom. Ons wil in diepe aanbidding voor U staan. En ons liefde aan U verklaar, Here. En ons dank U, soos wat pastoor Hannes laasweek gepreek het, dat U liefde vir ons is onvoorwaardelik, onuitputlik. Gister, vandag en vir ewig dieselfde. Ons dank U, Here. Ons dank U dat in hierdie hartseer tye vir Christene, U met hulle sal wees, Here, hulle sal optel, bemoedig en versterk. En ons dank U, Here, dat U ons gaan lei in hierdie week, om uit te vind, moeite te doen om uit te vind, dat ons kan opstaan, en ons kan uitstaan. En ons eer U daarvoor. Seën hierdie woord van U wat uitgaan vanoggend, en laat U die naprediker wees in Jesus naam. Amen. Kom ons staan. Die koning van die konings. Ek wonder wat gaan die konings dink die dag as die koning kom. Dat hulle kan sien hoe lyk 'n koning. Hy trek nie net mooi aan nie, hy het autoriteit. Nou ja. Gelukkig kyk God anders as mense na ons. Hy kyk nie na mense wat sien, wat se foute het jy, wat se dinge het jy nie. God is 'n God, hy's 'n hartsgod. Daarom sê in sy woord, in Spreuke 4 vers 23, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want alles daaruit is die oorsprong van die lewe. Daaruit, alles wat uit jou hart uitkom, is die oorsprong van die lewe. Ek het jou lief met my hele hart, sê ons vir mense. Jy sê ek het jou lief met my hele verstand. Ek het jou lief met my hele hart, want in jou hart word gebêre wie jy regtig is. Die persoon wat jy buitekant is nie wie jy is nie. Die persoon waarna God kyk, is die hart, die senter van wat jy is. As ons sê in die hartjie van die woestyn, in die hartjie van iewers, beteken dis waar alles omgaan, die spil draai daarom, né? Maar God het vir ons voorbeelde in sy woord gelos. Ons kan nie net lees van Moses, Abraham, Dawid, Ruth en almal van hulle, sonder om te weet, hoekom lees ons dit? Hoekom het God Abraham se gebeurtenisse vertel? Hoekom het hy Boas in vertel? Hoekom het hy Rahab in vertel? Elke ding in hierdie woord, want dis is God met ons praat, deur sy woord, is 'n boodskap vir ek en jy. Partykeer gaan ons deur erge dinge, en dan die eerste ding wat ons geneig is om te doen, is hardloop na die boek Job toe. Nie waar nie. Maar ek meen net aan die begin van Job het ek en jy klaar gedop. Want die Here het nie al ons kinders laat doodmaak nie, hy het nie al hy goed toegelaat nie, hy het nie al die vee laat toegelaat om doodgemaak te word nie, hy het nie al jou besittings weggevat, ons dop al klaar. Daar is nie nog 'n Job nie. Nie een van ons het deurgegaan ooit wat Job deurgegaan het nie, som in die eerste hoofstuk nie. So, die Here los vir ons hierdie verhale, om vir ons te wys wie God is. Hoe hy in hierdie mense se lewens ingegryp het, in elke ene, sodat hy sy doel kan bereik waarvoor hy hulle geskape het. Nou kom ons kyk bietjie. Moses het gestotter. Hy het gehakel. En hy het God gevra om liewer iemand anders te gebruik. Die Here gaan, en hy sê vir Moses, ek wil jou stuur, om die Israeliete uit die woestyn te haal. Die eerste ding wat Moses sê, jy kan my nie stuur nie, ek hakel. En die Here sê vir my, jy het 'n broer wat nie hakkel nie. Doen nie wat God het kwaad geword vir Moses. En hy het ook gesê, doen nie wat ek vir jou sê. Kom ons lees Eksodus 4, 10 tot 14. Toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, van gister af of eergister, of vandat U met U knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En die Here antwoord hom, wie het vir die mens die mond gemaak? Of wie maak stom en doof? Of siende of blind? Is dit nie ek die Here nie? Gaan dan nou heen en ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, God sê, ek gaan met jou wees, hoor wat sê hy.
Ag Here, stuur tog deur wie U wil stuur, liewer iemand anderste. Toe ontvlam die toorn van die Here teenoor Moses en hy sê, is jou broer Aaron die Leviet nie daar nie? Ek weet, sê God, dat hy goed kan praat. Kan jy die persoonlike verhouding sien wat God hier sê? Ek weet dat hy goed kan praat. God luister na elke woord wat ons sê. God weet wie jy is. God weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet want hy het jou gemaak. Hy sê, en hy gaan ook al uit om jou te ontmoet. En as hy jou sien, sal hy bly wees in sy hart. God kyk na die hart. Is hierdie man bereid om te gaan? Sal hy doen wat ek hom gevra het? Ja, Aaron sal. Maar die Here, dis nie tyd vir Aaron nie, dis tyd vir Moses wat God wil gebruik. Maar hy stuur vir hom hulp. Baie keer het ek en jy hulp in die lewe nodig. Ons het nodig om op mekaar te kan steun. Wat word Moses toe? Hy word toe die persoon wat uitstaan. Hy lei die volk uit Egipte uit. Moses is die enigste man wat God se agterkant gesien het. Het hy nie van God gesê, laat ek jy sien nie? Toe sê, jy kan nie my aangesig sien nie, so ek gaan jou wegsteek in die rots, dan sal ek by jou verbygaan. Geen human op aarde het God die Vader sy gesig nog ooit gesien. En God het self vir Moses begrawe. As jy in die boek Judas gaan kyk, sal jy sien dat die engel en die duiwel beklei oor Moses se liggaam. Gaan lees in die boek Judas. God het vir Moses begrawe. Gaan lees die boek Jude en dan lees jy daar. Kyk of ek dit gou kry. Judas 1 vers 9. Gou kry. Maar toe Michael is die aartsangel, is die Here se warrior, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses. Het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. Die Here God self het vir Moses begrawe. Dan is daar Rahab die prostituut. Wat kan die Here ons leer uit Moses uit? Uit Moses se verhaal uit? Maak nie saak of jy weltertale is of jy nie weltertale is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak of jy bang is nie. Ek gaan jou gebruik. Jy kan uitstaan, want vir hierdie rede, ek is met jou. Ek is met jou. Kom ons kyk na Rahab die prostituut. Matteus 1 vers 5. En wat gebeur met Rahab? Gaan lees Matteus 1. Jesus kom uit haar bloedlyn uit. Want Rahab het die 2 verspieders weggesteek, waarvan sy by die een getroud was. Josua 2 vers 11. Rahab sê vir die 2 manne, die verkenners, wat sy weggesteek het. Toe ons dit hoor, dat hulle die Rooi See oopgemaak het, almal wen en alles, het ons harte gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here, julle God, hy is die God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Die Here wys hier vir ons, dis 'n slegte vrou met 'n slegte reputasie, maar God gebruik nie haar verlede teen haar nie, hy gebruik haar verlede vir haar. Om vir haar te wys, ek is God wat vergewe, wat genade het, wat al hierdie dinge het. En omdat jy aan een van my iets gedoen het, sal ek jou en jou gesin red. En sy gee haar hart vir die Here en sy staan uit. Haar geloof het haar gered. Jou verlede maak nie saak nie. Ons almal kom met 'n storie. Nie van ons is suiwer en helder gebore, nog nooit niks verkeerd gedoen nie, want dan is jy 'n engeltjie, dan hoort jy nie hier nie. Die Here vergewe ons vir alles wat in ons verledes lê. Dankie God daarvoor. Mense vergewe nie so maklik nie. God doen. Gideon sê, hy is een van die swakstes in sy geslag en hy is die geringste in sy familie, hy tel nie eers nie. Rigters 6 vers 15.
En die Here gebruik vir Gideon om die Midianiete te verslaan. Daar was baie meer mighty manne as Gideon gewees. En die Here sê van wees dapper, moenie bang wees nie, ek is met jou. Wanneer gaan ons hierdie ding besef, God is met ons. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, die Here is met jou. Hy is met jou as jy deur die dale gaan, hy is met jou as jy op die hoogtes is. Hy is met jou as jy foute maak, hy is met jou as dit herstel kan word. Kyk Jeremia se verskoning. Hoekom God hom nie kan laat uitstaan nie. Jeremia 1 vers 6. Toe het ek gesê, ag Here voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Julle, as jy nog jonk is, dan kan God jou eers gebruik, want dan het jy die krag, die energie, jy is nog nie so bevomvaai deur die wêreld en deur die lewe nie, jy het nog al hierdie goeders. Jy is nog blinkoog, jy kan alles bekeer, van 'n klip tot by 'n renoster. Jy is net okay, want jy het die krag en jy het die siel en jy het al hierdie dinge. Het Paulus nie vir Timothy gesê, moenie dat hulle jou jonkheid verag nie. Jeremia sê nee, wag, ek sal nie kan gaan nie, ek is bietjie te jonk. Ek is nog nie genoeg ondervinding nie, dankie God. Want saam met die jare kom daar ook loutering, versoekings, al daai tipe van goeders, wat jong mense nog nie deurgegaan het nie. Julle weet mos jy na 40 dan besef jy parte wat jy nog nooit gedink het jy het nie. Hierdie een pyn en daai een pyn en jy dink, wat sit nou weer hier? Dan kom jy eens agter wat sit waar. Dan staan Petrus. Petrus glo hy is te swak en hy is nou te vuil vir die Here om te gebruik. Veral nadat hy Jesus verloon het. Ons kan almal leer uit elke persoon in hierdie Bybel. Hy preek, die Heilige Gees kom oor hulle, in die boek Handelinge, hy preek, en op een dag kom 3000 mense tot bekering. Dieselfde Petrus wat gesê, ek ken hierdie man nie weggehardloop het, kom en die Heilige Gees kom oor hom en hy staan op vir Christus. Het maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak dat in jou loop met Christus, dat jy iewers so moeg geword het, dat jy uitsak nie. En net sê, ek kan nie meer hierdie aanvalle hanteer nie. Dit vat een besluit, een enkele besluit om te sê, ek draai nou om. Ek draai terug na die Here toe. Alles wat ek probeer het nie gewerk nie. Wat het Petrus gedoen? Hy het onmiddellik weer gaan visvang. Want hy het gedink, okay, dis nou nie meer die moeite werk vir hom nie, die Here gaan hom nie vergewe nie, alhoewel hy dit elke dag geleer is. Elke dag. Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Dieselfde Petrus, wat gesê het, ek ken hom nie. Paulus beskryf homself in die ergste sondaar en het voorheen Christene vervolg. Paulus, wat voorheen Saulus was geleer deur Gamaliel, wat 'n fariseer was. So Paulus was goed bekend met die woord van God, maar hy wou nie Jesus Christus, hulle het geglo, dis blasfemie, dit is net verkeerd. Paulus het vroue en kinders en mans laat uitsleep uit hulle huise uit, laat toesluit oor Christus. Tot die Here met hom daar ontmoeting op Damaskus gehad het, hom gesê, Paulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En toe slaan die Here hom met blindheid. Toe gaan hy na Ananias toe in die Reguitstraat. Strate daai het dit al name gehad. Niks nie onder die son nie. Na Ananias toe in die Reguitstraat. En Ananias sê, Jessie Here, weet jy wat het hierdie ou gedoen? Ek wil dat hy in my huis kom nie. Sê die Here van, ek het hom gestuur. En jy moet vir hom bid, sodat hy weer kan sien. Sien somtyds is ons sienende blind. Nie waar nie? Ons het 'n spreekwoord wat sê, daar is niemand so blind soos een wat nie wil sien nie. Is dit nie waar nie? Daar is niemand so blind soos een wat nie wil sien nie. Somtyds het ons iemand anders te nodig om vir ons te bid, sodat ons geestelike oë kan oopgaan. En dis Bybels.
Lukas 24 vers 45, en toe open die Here hulle oë om die skrifte te verstaan, en een van hulle was blind nie, hulle kon almal sien. Wat gebruik die Here hom voor? Hy gaan preek vir die heidene, hy word verskriklik verniel. Die Here het hom gesê, terwille van my naam, gaan jy sien hoeveel moet jy ly. Hy word geslaan, hy word gelos vir dood, hy ly skipbreek, honger, hulle verwerp hom, hulle wil hom doodmaak, al daai goed het met hom gebeur. En die Here gebruik vir Paulus om uit te staan, en hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament. 2/3, en op sy einde sê hy, as ek die Here maar beter kan leer ken. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dis die enigste rede, van wie ek die vernaamste is. Hier sê Paulus, daar is nie 'n groter sondaar as ek nie, hy is oortuig daarvan. As al hierdie mense kan uitstaan, waarom kan ek en jy nie? Waarom kan ons nie uitstaan waar ons is nie? Ons moet anders lyk as die wêreld. Ons kan nie soos hulle wees nie. Ons kan nie soos hulle dink nie, en ons kan ook nie soos hulle optree nie. Maar is fashion. Bro, my bad. Liewe Vader, wat is dit as 'n brou? Jy brou bier of wat ook al. Dis nou die afkorting vir brother. Amerika is so voor, hulle is 100 tree agter. Jesus los elke gebeurtenis in hierdie boek van hom. Sy mond, hier is sy mondstuk julle. Dis waarmee hy vir ons mond-tot-mond asemhaling gee. Die medici sit maar so ding om hulle monde, om hierdie asemhaling te gee. Dit is waarmee God vir ek en jy lewende asem gee. As ons hom nie lees nie, ons bestudeer hom nie, vra nie vrae oor hom nie, praat nie met God oor hom nie, wat het ons dan? Hoe kan jy uitstaan? Jy moet uitstaan as kind van die Here. En nie om gesien te word nie, om gebruik te word. Want Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. Wat hy daarby beteken, is terwyl ek hier op aarde is, dien ek, sodat julle my later kan dien. Ons moet uitstaan. Wat moet hy nou nog doen om dit vir ons te leer? Hoe gaan ek en jy ooit? Want as iemand uitstaan, dan word hy outomaties 'n leier in 'n situasie. En jy hoef nie heel voor te loop nie, jy kan heel agterloop. Want sy autoriteit het hy vir ek en jy gegee. Hy het gesê, ek delegeer dit na julle toe. Die Heilige Gees gaan julle leer wat om te sê en wat om te doen in 'n situasie, want ek het klaar vir julle die voorbeelde gegee. Gaan bestudeer hierdie mense van die Bybel, elke een waarvan hy praat. Want as ek vir julle sê die naam Agitofel, gaan 3/4 nie weet wie is dit nie. Wat van as jy in die hemel kom en na hom sê vir jou, het jy van my gelees? Dan sê jy, wie is jy? Agitofel was Dawid se raadgewer, wat koning Dawid op die ou einde verraai het, en saam sy seun gegaan het en toe pleeg hy selfmoord. Tamar. Daar's soveel mense in die Bybel. Vrouens kan die verhaal van Tamar gaan lees en weet hoe kom jy uit goeters uit. Wat gebeur? Niks iets onder die son nie, sê die woord van God. Maar kom ek sê vir jou, daar's niemand ter wêreld wat so gering gevoel het soos hierdie man. Dankie Johan. They nailed him to a cross, not in a palace,
not in a temple, not among leaders or kings, but outside the city where criminals were taken. He was placed between two thieves, two men condemned by law, two men whose stories had already been judged. No crown around him, no honor beside him, just guilt on both sides. He did not die with priests, he did not die with apostles, he did not die with the respected, he died with sinners. One of the criminals looked at him. If you are the Christ, save yourself and us. Even in his final moments, still demanding, still doubting, the other turned and spoke. Do you not fear God? We are receiving what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. In the middle of pain, in the middle of pain, in the middle of judgment, he saw something. Not just a man dying, but a man who did not belong there. Then he said something simple. Jesus, remember me when you come into your kingdom. No long prayer, no explanation, no time to fix his life. Just a request, remember me. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Not tomorrow, not after proving anything, not after making things right. Today, he did not come down from the cross, he did not escape death, but he did not die forgotten. This is the story, a man who lived wrong reached the end, and in his last moments found the right place to look. Sometimes life doesn't give you time to fix everything. Sometimes you don't get another chance to rewrite your story. But grace does not wait for perfection. It meets you where you are. He was not baptized that day. He did not join a church. He did not live long enough to show change. But he believed, and that was enough. And look where Jesus was. Not surrounded by honor, but surrounded by broken people. They knew him. Amen. Niemand so eensaam soos daai moordenaar aan die kruis. Klaar gejudge deur mense, maar Jesus het gesien, hier is 'n man wat nie hier hoort nie. Net oor die keuse wat daai man gemaak het en gesê het, remember me. Somtyds judge mense ons en hulle kyk na ons en sê dinge en ons voel ook aan die kruis. Met hulle mond het hulle ons daar vasgespijker. Maar Jesus sê, jy hoort nie hier nie. Jy kan uitstaan. Wie sou dink die man aan die kruis kon uitstaan? Daarom het God hom in die middel geplaas. Jesus was nie gereken tussen konings, prinse, sulke goed op aarde nie, hulle het hom nie werd gevind. Hy moes tussen die sondaars sterf, vir ek en jy. En God het gesê, ek haal hom af, hy hoort nie hier nie, dis my seun, hy sal nie uitstaan nie, hy staan uit. Dit gee vir ek en jy moed, om op te staan en te sê, vir u gaan ek uitstaan, want u is met my. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat u vir ons hierdie lesse leer uit u woord uit. Here, ons is gemeente wat vandag vir u sê, remember us. Want ons val toch so maklik terug. Ons word moedeloos. Ons is vuisvoors geslaan deur die lewe.
Maar as U sê, ek is met jou, wie sal ons uit die hand uit kan ruk, Here? Niemand nie. Help ons om hierdie reis te voltooi, om uit te staan en te sê, ek sal hardloop met my oë gefokus op die wenpaal, soos wat Paulus sê, Here. Want daarvoor staan U. Die grootste reward wat ons kan kry, is U wat staan, met die arms oop en ons verwelkom. En ons almal het die eerste plek, al kom ons heel laaste, net omdat ons die reis voltooi het. Ons loop en prys U vir 'n nuwe week, gevul met die liefde, die genade en die bemoediging van Jesus Christus van Nasaret. Ons dank U, Here, vir elke ene wat U gaan besoek van huis tot huis, om te bemoedig, te versterk. En ons eer U, Here, ons eer U dat U God is. Want ons het U lief, Here, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Sien, ons kan altyd moed skep uit God se woord uit. Ons hoef nie te bly lê nie. Skep moed vir hierdie week en sê vir jouself, want raai wat, môre is julle weer by die werk. Die vakansie nie. Dis vakansiedag môre. Sien party wil werk. Hoekom, wat's fout? Môre het ons af, ons is by die huise. Geniet mekaar. Julle tyd met familie is kosbaar. Ons weet nooit wanneer is dit iemand se tyd nie. Geniet julle tyd met mekaar. Maak die dag produktief. En as jy wil mislik wees, dan bel jy my, dan deliver ek jou gou, en dan kan ek die res ook weer met jou aangaan. Geniet julle week, en as soos die Here op julle harte lê, julle weet waar is die offering, gaan geniet die week, wees veilig waar julle is.